In ons dink oor die vrug van die Gees het ons gister gekyk na liefde, vreugde en vrede. Vandag kyk ons na die volgende 3. Here, ons is in afwagting, ons is opgewonde, want ons is nou weer aan die voete. In die tyd van die Gees is die volheid van die Gees nou met ons besig. Dankie dat U ons verleer. Amen. Galasiërs 5 vers 22 sê, die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Geduld, vriendelikheid, goedhartigheid. Kyk ons vandag na. Geduld het 'n interessante Griekse woord. Die Griekse woord is makrothumia. Nou ja, ons word daar 'n bietjie al gehelp. Die makrodeel beteken baie. En wat dit letterlik beteken, thumia, beteken as daar vuur kom, as die hitte hoog raak. So hy sê baie lank voor die vuur kom. Geduld. Geduld. Voordat ek kwaad word, vat baie, baie lank. Ek het nou die dag saam met mense Lichtenburg toe gery. Mense wat baie lief is vir die Here en geestelik vir my baie beteken. En dit was 'n moeilike rit gewees. Die pad wat ons gery het, ons totaal misgis. Ons dag is 'n korter pad, maar na die reën het hy so versleg. Dis geweldig slaggate. Die verkeer is mal, die mense ry soos beserk te goed. En dit was 'n ontsettend moeilike rit gewees. Nou ja, in sulke omstandighede is maklik om die gesprek aan die gang te hou. Jy hoef net 'n bietjie jou frustrasie uit te spreek met ons paaie en ons mense se rygewoontes en alles. En tussen alsdeur kom ek agter, maar ek is nou besig om te probeer wys, kyk, ek kan raak sien dat dinge nie reg is in ons omgewing nie. Maar ek kry nie ondersteuning nie. Terwyl ek praat, luister hy maar hy praat nie regtig saam nie. Tot ek op 'n stadium besef, maar hy steur hom nie aan hierdie goed nie. En hy ry rustig, hy ry maar net stadiger. En ek sê vir hom, dis opmerklik dat dit lyk of jou nie steur aan die goed nie. Hy sê hy het lankal agtergekom, dat sy oor hierdie goed dink, dan vat dit sy vreugde weg. En hy gaan nie toelaat dat enige iets sy vreugde wegvat nie. Geduld is 'n kenmerk van 'n Christen. Dit is vir my mooi as mense ouer word baie keer, hoe hulle baie meer geduldig raak. En kinders van hulle ouers sê vir die kleinkinders, julle weet nie wie hierdie oupa en ouma was toe hulle jonk was nie. Hulle was bevoeterd en kort van draad. Maar soos tyd kom, het daar wysheid gekom. Nou, jy hoef nie oud te word om hierdie wysheid te kry nie. Jy kan dit sommer dadelik kry, deur net die Gees toe te laat, om dit in jou lewe te werk. Ongeduld is ongesond. Dit is sleg vir ons verhouding met mense, is sleg vir ons persoonlikheid, is sleg vir ons besluitneming. Daar's geen voordele in nie. In die mate waarin ek ongeduld in my lewe aantref, weet ek hoe groot my moeilikheid is en hoe ver ek moet teruggaan na die Here toe en sê, Here, kan ons net weer praat oor my redding, waar U my gekry het, hoe geduldig U met my was. En dan sien hoe die Gees geduld in ons lewens teruggee. Die tweede een vandag is vriendelikheid. Vriendelike mense het ingesteldheid waar daar iets van hulle uitstraal wat mense veilig by voel. Het is lekker om by vriendelike mense te kom. Jy wil sommer by hulle wees. Hulle bring die beste in ons na vore. In 'n wêreld waarin dit swaar gaan en weens die swaar mense hard word en koud word en afsydig word en onvriendelik word om baie goeie redes, is 'n Christen iemand wat vriendelik is. Hy kom vriendelik in 'n situasie aan. Hy begin met 'n positiewe ingesteldheid. Vriendelikheid as 'n vrug van die Gees. Die derde een vandag is goedhartigheid. Goedhartigheid beteken dat ek goeie dinge dink van mense wanneer ek by hulle aankom. Ek is nie eers agterdogtig en dan moet hy my goedheid verdien nie. Ek kom positief in omstandighede aan.
Daar's 'n Afrikaanse uitdrukking wat sê onbekend maak onbemind. Daar's 'n natuurlike agterdog tussen mense. Abraham Lincoln het iewers gesê, ek hou nie van daai ou nie. Ek sal hom beter moet leer ken. Wanneer ons na mense toe gaan met 'n ingesteldheid, 'n positiewe ingesteldheid, soek na die goedheid in hulle, nie wag dat hulle dit verdien nie. Nie naïef wees nie. Ek weet dat ek met mense te doen het wat sondaars is, maar van my kant kom ek positief by hom aan, mik ek na die beste toe met hom. Interessant, in die Griekse taal is daar nie, bestaan hierdie woord glad nie, die woord vir goedheid nie. Is net in die Bybel, hy kom 4 plekke in die Bybel voor. Dis 'n unieke Christelike woord om die natuurlike wantroue wat daar is een kant toe te skuif en na die moontlikhede te kyk dat daar iets goeds kan wees. En waar daar nie iets goeds is nie, veroorsaak my vertroue juis dat ek die goeie in mense na vore bring. Dit herinner ons aan die verhaal van John Valjean, wat in die 1860s in Parys vir sy kinders, sy sussie se kinders wat van honger wou sterf, 'n brood vir hulle gesteel het. En hy is toe gevang en om 'n voorbeeld van hom te maak, is hy vir 5 jaar tronk toe gestuur. Hy was woedend geweest want hy het gevoel dat dit onreg is. En omdat hy so gevoel het, hy 'n paar keer probeer ontsnap en dit het tot gevolg gehad dat hy 19 jaar in die tronk was. En so bevind hy hom pas uit die tronk uit, maar hy's 'n gemerkte man, hy's 'n groot krimineel en almal weet dit. Hy kry geen werk nie, geen blyplek nie en hy bevind hom in 'n yskoue winternag in Parys. En hy gaan klop en daar sê hy sien 'n ligbrand langs 'n kerk en is toe 'n biskop wat daar bly en hy gaan klop aan sy deur. En toe die biskop die deur oopmaak, sê hy, "Hemeltjie man, jy is verklein, kom in, jy kan nie in die koue hier buite wees nie, kom in. En hy wil nog vir hom sê, "Meneer, ek vra net vir 'n stukkie brood, ek soek net iets, net ook iets warms." Hy sê, "Nee man, jy moet die beste kry," en hy gee vir hom die beste maaltyd wat hy kan, met die beste kos. En hy sê, "Nou het jy 'n goeie nag se slaap nodig," en hy sit hom in die wonderlikste kamer met die sagste, warmste beddegoed. En hy gee vir hom alles wat hy vir hom kan gee. En hy is so oorweldig deur hierdie man se gasvryheid. En so dankbaar oor die kans. Maar die nag toe besef hy, môre is ek weer terug in die gewone wêreld, is al hierdie goed vergete. Ek sal iets meer hier moet kry. En hy onthou dat die aand toe hulle geëet het, die pragtigste silwerware gehad het. En in die nag sluip hy in die huis in en hy steel van die silverbekers en goed wat hy weet hy vir 'n baie goeie prys kan verkoop en hy's uit buite toe. Toe die biskop die volgende oggend na sy gas soek, toe is die man weg en hy sien die bekers en goeds ook weg. En hy sê, "Ag, weet jy wat, hierdie goed was oordadig. Ek het nie sulke diergoed nodig nie. Ek kan gewone goed gebruik. Ek is bly hy het dit gevat." Die polisie vang hom toe en hoor dat hy by die biskop was en hulle bring hom met die gesteelde goed terug na die biskop toe en sê, "Ons het hierdie krimineel gevang. Ons het geweet hy kan nie vertrou word nie. Hy het hierdie goed en hy sê jy het dit vir hom gegee." Die biskop sê, "Ja, ek het dit vir hom gegee. Ek is baie bly jy het hom teruggebring want daar's nog goed wat ek vir hom wil gee. Ek wil nog vir hom messe en goed gee wat saam met die stel gaan." En toe die polisie weg is, sê John Valjean vir hom, "Hoekom het jy dit gedoen? Jy weet dat ek het gesteel het." Hy sê, "Nee, ek wou dit vir jou gee." En onthou, hierdie is die begin van 'n nuwe lewe. En dit was in sy lewe, die begin van 'n nuwe lewe. Dis wat gebeur wanneer goedhartigheid beheer begin neem van ons wêreld. Ons het vandag 'n kort oordeenking, want ek wil hê julle moet 'n liedjie luister. Dis baie van ons ken dit, The Goodness of God. Want ek sê, maar dit is Here hoe U met my was. U het met my so mooi gewerk. U het my nooit benadeel nie. As een keer wat ek kan sê dat U my iets slegs aangedoen het nie. En daaroor wil ek sing. Ek sou die liedjie graag in die video wou sit, maar dan gaan hulle hom nie uitsaai nie. So julle kan gerus na hom gou soek. The Goodness of God. Here, dit is so lekker om oor die Gees te praat in die teenwoordigheid van die Gees. Ons weet wanneer U Heilige Gees werk, deurdat ons veilig voel in hierdie ingesteldheid. Ons weet hierdie is die regte. Dis hoe dit hoort met ons. Wil U ons help om mense te wees wat geduldig is, wat vriendelik is,
en wat goedhartig is. Dankie dat U dit alles in oormaat elke oomblik met ons is. Amen.